Welkom by hoofstuk 6 van Kunskap. In hierdie hoofstuk kyk ons na jou identiteit, jou verantwoordelikheid en jou posisie in Christus. Paulus sê in Efesiërs 2 vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit beteken hy het ons kom verander. Van binne af buite toe het hy alles kom verander. Hy sê, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hoor nie die woord bestem, ons is bestem hiervoor. Hy brei op hierdie punt ook uit aan Timotheus, in 2 Timotheus 1 vers 9. Hy het ons gered en hy het ons geroep om aan hom toegewy te wees. Nou dink 'n bietjie hieroor. Hy het ons gered en hy het ons geroep. Ons het 'n roeping. Ons het die hoogste roeping hier op aarde. Op skool het ons altyd vir mekaar gesê, act your age. En jy sal dit vir iemand sê, as hy nou nie heeltemal na wense optree nie, as 'n tiener optree soos 'n kind, want dis maar wat ons almal was op skool. Nou, op 'n manier wil ek jou in die oë kyk, en jy moet my in die oë kyk, en ek moet vir jou sê, en jy moet vir my sê, man up of woman up. Met ander woorde, as kind van die Here, moet ek my identiteit in Christus aanvaar, ek moet my posisie en my verantwoordelikheid moet ek aanvaar, en ek moet daarvolgens moet ek optree. Nou kom ons kyk gou na my identiteit, my verantwoordelikheid en my posisie. Wat is my identiteit? My identiteit in Christus lees ons in Johannes 1 vers 12, soos ons die laaste paar hoofstukke vir mekaar gesê, ek het Jesus aangeneem. Ek is nou 'n kind van God. Dis vas in my identiteit. Ek is nou gered. In Johannes 3 vers 3 staan nou, ons is weergebore. Dit beteken ons is skoon gewas in die bloed van Jesus. Dis deel van my identiteit. Ek is ook nou 'n oorwinnaar. Ek is 'n oorwinnaar oor my omstandighede. Ek is 'n oorwinnaar oor sonde. Ek is nie meer 'n slagoffer van my verlede of van my lewe nie. Ek leef nou, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. En dit is my identiteit. Dis my identiteit. Wat is my verantwoordelikheid? My verantwoordelikheid is nou om te groei. Ek moet elke dag meer en meer word soos Jesus. En nie net moet ek groei na Jesus toe nie, dis nie 'n selfsugtige ding wat ek net doen vir myself nie. Nee, ek moet my hande uitsteek en ek moet ander mense saamvat. En soos ek groei, moet ek ook verantwoordelikheid aanvaar vir ander jong gelowiges wat nog nie is waar ek is nie, nog nie die pad gestap het en hulle help uitdaag en in hulle belê en saam met hulle bid en vir hulle bid. En dan moet ek ook my verantwoordelikheid in Christus aanvaar teenoor ander mense. En dit bring my by my posisie. Wat is my posisie in Christus? Nou, soos reeds gesê het, ek het die hoë roeping. Ons het gekyk wat Paulus vir Timotheus sê, ek is geroep om anders te leef hier op aarde. Nou, dink 'n bietjie hieroor. Iemand het eendag gesê, daar's net 2 dinge wat ons hier op aarde kan doen, wat ons nie in die hemel kan doen nie. Daar's net 2 dinge wat ons hier op aarde kan doen, wat ons nie in die hemel kan doen nie. Nou, dink 'n bietjie hieroor. Ek kan sonde doen hier op aarde. Al is ek 'n gelowige, ek behoort nie en ek moet nie, maar ek kan sonde doen. En soms doen ons, soms val ons. Dit sal ek nie in die hemel kan doen nie, want ek gaan 'n verheerlikte liggaam hê wat nie meer wil of kan sonde doen nie. So, dis die een ding wat ek hier op aarde kan doen, wat ek nie in die hemel kan doen nie. Die tweede ding wat ek hier op aarde kan doen, wat ek nie in die hemel kan doen nie, is ek kan sondaars vertel van Jesus. Want in die hemel gaan daar nie verlore mense wees nie, is nie die gereddes. Nou die vraag wat ek jou wil vra is, vir watter rede is ek en jy nog hier op aarde? Ek en jy is hier op aarde nie om sonde te doen nie, maar om sondaars te vertel van Jesus. En dis 'n belangrike ding om te verstaan. Jesus sê in Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde. Dit beteken ons moet hierdie wêreld infiltreer. Ons moet hierdie wêreld so beïnvloed dat hulle Jesus in ons lewe kan sien. Ek hoop dat jy's uitgedaag om ook verantwoordelikheid te aanvaar, jou identiteit te aanvaar en jou posisie in Christus te aanvaar. In die volgende hoofstuk kyk ons na die verhaal van 2 verlore seuns. Onthou om hoofstuk 7 deur te werk voordat jy die volgende video kyk. Baie dankie.